Vrede geliefdes, wees gegroet in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Ons is besig met die boek van Openbaring en ons is nou by hoofstuk 4. Nou hier gaan ons kyk wat die Here wil hê ons moet weet en onthou. Die boek van Openbaring is om vir ons hier. Is ook 'n profesie. So dit wil sê profesie is dit wat in die toekoms gaan gebeur. Dit is baie belangrik vir ons om te weet. Amen. Nou, ek bid dat die Here die woord sal seën in Jesus se naam. Nou, sonder om nog langer te wag, kom ons kyk in hoofstuk 4 vanaf vers 1. Nou, Johannes sê, na hierdie dinge wat hy gesien het, daar was 'n geopende deur in die hemel en die eerste stem wat soos 'n bassein met hom gespreek het vir hom gesê, kom op hierheen en ek sal u toon wat hierna moet gebeur. Nou sien die bares dat in hoofstuk 1 vers 19 toe sê die Here vir Johannes, skryf die dinge op wat jy gesien het, die wat is, sowel is die wat gaan gebeur. Nou ons weet in die tyd, die Here vir Johannes gewys wat gebeur het in die teenwoordige tyd. En toe, maar nou word Johannes geroep om dat die Here hom kan toon wat in die toekoms gaan gebeur. Nou diebaar is dit wat die Here vir Johannes gewys getoon het, ne? Dit is dinge wat nou gaan gebeur. Dit is nou 2000 jaar later vandat Johannes hierdie profesie gekry het. Amen. Nou die Here het vir hom gesê, ja, dat hy moet die dinge opskryf wat hy gesien het, die wat was, en sowel as die wat gaan gebeur. Nou ek wil net vir u gou 'n punt wys of net vir die rekord in Daniël hoofstuk 12 vers 9, toe die Here vir Daniël die profesie van die toekomstige dinge wat gaan gebeur nou weer in Johannes hulle se tyd. Sien? Ja, maar toe Daniël wil weet, maar Here, wat beteken dit? Nou hoofstuk 12 vers 9, toe God vir hom gesê, gaan heen Daniël, want die woorde bly verborge en verseël tot die tyd van die einde toe. Nou ons is nou in die tyd van die einde. Nou hoor wat sê die engel van die Here nou weer vir aan Johannes. Dit is die woorde wat die engel vir Johannes sê. Hy sê nou weer die teenoorgestelde. In hoofstuk 22 vers 10 van Openbaring. En hy het vir my gesê, moenie die woorde van die profesie van hierdie boek verseël nie, want die tyd is naby. Nou kom ek verduidelik vir u diebares, wanneer daar geskryf staan, soos byvoorbeeld toe die Here, as iets verborge is, as dit verseël moet wees, dan wat gebeur is dan die skryfstyl is in so 'n aard, dat die mense dit nie kan ontleed nie. Nou hierso die Here, het die engel vir Johannes gesê, luister, toe die Here sê, moenie die woorde van die profesie van hierdie boek verseël nie, want die tyd is naby. Dit wil sê, hy moet die skryfstyl moet van so 'n aard wees, dat die mense dit kan verstaan. Amen. Nou Daniël altens Johannes sê, was toe dadelik in die gees wat hy die stem hoor, en hy vaar toe op in die hemel, en hy sien toe 'n trone en een wat daar op die troon sit, wat in sy voorkoms gelyk het soos 'n steen, jaspers en sardius. En rondom die troon, en daar was 'n reënboog wat gelyk het soos 'n smarag. En dan dan was daar rondom die troon van die Here, was daar 24 trone. En op die trone, sê Johannes, het hy die 24 ouderlinge sien sit, gekleed met witklere, en hulle het goue krone op hulle hoofde gehad. Ek gaan nou vandag vir u 'n bietjie verduidelik, 'n ouderling, hierdie is mense, dit is nie engele nie. So ek gaan nou vir u toon vandag, ek gaan vir u wys dat wie is hierdie 24 ouderlinge. Amen. Nou, in 1 Petrus hoofstuk 5 vers 1, wanneer dan sê dat Johannes skryf en sê, ek vermaan, dit is nou die tweede brief nie die eerste brief, sorry, hoofstuk 5 vers 1, ek vermaan die ouderlinge onder julle, ek wat 'n mede ouderling is. So hierso stel
Petrus vir hom voor as 'n ouderling. En dit het niks te doen met die ouderdom nie, want toe Paulus vir Timotheus sê of vir Titus sê dat hy moet ouderlinge aanstel, en net na die volgende hoofstuk sê, praat hy van die ouer mense, dan maak hy nie, dan noem hy nie vir hulle die ouderlinge soos hy vir homself voorstel nie. Nou kom ons kyk, as Petrus 'n ouderling was, dan moet ons kyk die ander, wat het dan moet jy ander disippels ook mos hulle self voorgestel as 'n ouderling, né? Nou kom ons kyk gou in 2 Johannes hoofstuk 1 vers 1. Nou hier is dit die ouderling, die is apostel Johannes wat skryf, die ouderling aan die uitverkore vrou en sy kind en haar kinders, né? So hier sien ons dan dat selfs Johannes stel hom ook voor as 'n ouderling, né? En in daardie tyd toe hy die brief aan die kerk van Jerusalem gestuur het, dit was die uitverkore vrou. Nou kom ons kyk net vir 'n bietjie meer inligting, of om te bevestig dat dit wat ek sê wel waar is, en dis ook nie, ek wil dit sê nie, die woord van die Here in Matteus hoofstuk 19 vers 28. Nou, daar sê Petrus het vir die Here gesê, Here, ons het alles verlaat, nou wat sal dit dan vir ons wees? Hoor Jesus se woorde in Matteus 19 vers 28. En Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, dat julle wat my gevolg het in die wedergeboorte, wanneer die Seun van die mens op sy heerlike troon gaan sit, julle ook op 12 trone sal sit en die 12 stamme van Israel sal oordeel. Nou die waar ons daar sien ons al reeds, okay, nou is die 12 disippels van die Here, hulle is daar nie, die 12, hulle sal reeds 12 ouderlinge, wat op die troon sit, op die 12, op die 24 trone, hulle is al reeds 12, hulle is 12 wat het al reeds besit, so dan is daar ons nog 12 uitstaande. Nou, die waar is, geagte luisteraar, hierdie die woord van die Here, soos dit wat met hulle gebeur het, daar gaan die herhaling wees, soos die disippels van die Here, en soos die gemeentes, daar dit vervolg was, gaan dit nou weer eens, het gaan nou weer gebeur, en dit gaan met nie, soos het allemaal bekend is met die, dit gaan met die groot verdrukking wees, en dit is enige tyd, ek gaan vir u sê, binnen 'n paar maande, dan gaan dit gebeur, maar ons gaan naby uitkom, né? Soos die Here dit aan my geopenbaar het. En ek gaan nie alleen verkondig nie, want ek glo nie aan leens nie, want ek het vir die Here gesê, ek gaan nie, as ek nie die waarheid, net waarheid wil ek praat. Amen. Nou kom ons kyk gou. Nou, waar is die ander 12? Nou kom ons kyk in Openbaring hoofstuk 12. Dit gaan die herhaling wees van wat met hulle gebeur het. Nou, en 'n groot teken het in die hemel verskyn. 'n Vrou wat met die son bekleed was, en die maan was onder haar voete, en op haar hoof 'n kroon van 12 sterre. Nou hier moet ons nou kyk, 12 sterre, wat is hierdie sterre? Nou ons weet, dat Petrus het vir ons geleer, dat geen profesie van die woord is 'n saak van eie uitlegging nie. Ons kan nie die woord moet self die uitlegging gee, altyd, of die interpretasie. Nou kom ons kyk in Genesis 37 vers 9 en 10. Daarna, dit is nou Josef, het hy nog 'n ander droom gehad, en aan sy broers vertel en gesê, kyk, ek het nog 'n droom, gaat die son en die maan en die 11 sterre het hulle voor my neergebuig. Toe hy dit aan sy vader en sy broers vertel, het sy vader hom hard bestaf en gesê, wat is dit vir 'n droom wat jy gesien het? Moet ons werklik kom, ek en jou moeder en jou broers, om ons voor jou na die aarde te buig? En sy broers, nou hoeveel broers het Josef gehad? Hy het 11 broers gehad, want hy was die 12de een, né? So daar sien ons, dat die 12 sterre, Openbaring hoofstuk 12, daardie profesie gaan binnekort die lig sien, binnekort, en dan gaan die Here, daar gaan 12
12, soos die disippels van die Here gaan daar 12 leiers wees wat die Here oprig, wat dan hierdie die ander 12 ouderlinge is. So dit is dan die 24 ouderlinge. Ja, dit was lang geheim, ons die Here, die tyd is reg om dit te openbaar. En dan soos ek sê, ons deel, ek gaan nie baie diep nie, maar ek vertrou die Here, wat ek vir u gee, is genoeg vir die tyd. En soos ek sê, jy is deel van 'n legkaart en ook sleutels wat die Here my aan u oordra. Nou, kom ons kyk, hoofstuk 4 vers 6, en voor die troon was daar 'n see van glas soos kristal. Nou, die waar is dat? En is dit nou letterlik 'n see van glas? Die antwoord is nee. Hierdie see van glas, kom ek lees vir u vers, dat ons 'n beter begrip kan hê wat hierdie see van glas is. Ek kan vir u sê, dit is onthou, daar's 3 hemele. Ek het dit in 'n vorige video het ek dit meegedeel, daar's 3 hemele. So outomaties moet daar fondasies tussen wees. Soos 'n 3 verdieping, so tussenin is daar fondasies. Nou die fondasie, die een fondasie of die skeiding tussen die een hemel en die ander hemel, dit het gelyk soos 'n see van glas. Nou kom ek wys gou vir u waarvan was dit gemaak, of waarvan is dit gemaak. Openbaring 21 vers 21. En die 12 poorte was 12 perels, elkeen van die poorte was uit 1 perel. En die straat van die stad was suiwer goud, soos deurskynende glas. Sien, soos kristal, deurskynend soos glas. So hier sien ons dan dat die skeiding van die een hemel en die volgende hemel, hier tussen is dan soos 'n fondasie wat van suiwer goud gemaak is, en dan word dit ook gesê soos het lyk soos 'n see van glas, soos ons nou sal sê is teels, né? Maar daar is net iets meer dikker en meer solied. Nou, ons weet, as ons huise bou, ons het 'n konkreet wat die skeiding maak tussen een gebou, tussen een verdieping en 'n volgende verdieping. Amen. En dan was daar natuurlik die 4 lewende wesens wat voor die troon was, en hulle dan sonne op dag en nag is gesê, heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, wat was en wat is en wat kom. Nou diebaar daar's nou een ding, as 'n mens in die hemel kom, daar is aanbidding, is op die hoogste vlak. Daar kan 'n mens nie anders nie, maar as om die Here te aanbid. Nou, hierso, nou dit is dan ook wat gebeur, dat die Here, dat God die Almagtige en die Lam, hulle word aanbid. Dag en nag as daar is aanbidding, wanneer hierdie wesens, hierdie heerlike wesens neerval, en die Here aanbid, dan val die 24 ouderlinge almal neer, en hulle werp hulle krone voor die troon, en hulle sê aan die Here, U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag wat U het alles geskaap, en deur U wil bestaan hulle en is hulle geskaap. Amen. So ons dien 'n magtige God, en ons vertrou die Here dat al wat ons moet doen, ons moet dan gehoorsaamheid kom, sodat ons dit kan maak, né? En wat is daardie gehoorsaamheid? Die Here sê bely, ons moet nou sonde bely, want die koninkryk van God het naby gekom. Amen. En ons lewe 'n heilige lewe, die Here seën nie. Prys die wonderlike naam van die Here.